alle vroeg van die Here hier teenwoordig, al my broers, al my susters. Julle is ryklik gegroet. My ben ons mamas, papas, julle besonder die jong mense. Halleluja. Ek wil ook groet my broers, Pastor Stanley, ek groet ons Minister Gabi, ek groet ons Evangelist Jacobs, amen. Ons het ook van Pastor Lou, ons het nie alleen gekom, ek het ook die vader, ons het ook ons met Pastor Lou, kan Pastor Lou na die fondse baie. Halleluja. En ek wil ons boven, kan die man van die Here met jy baie, en sy naam van die Here. Amen. Dan groet ek ook in besonders ons Evangelist Evangelist Jethro Higo. Halleluja. Die man van die Here. As ook ons eie Evangelist van Bosmansburg, ons Evangelist George. Kom ons die man van die Here. So liefde al die ander mannen en vrouwen van die Here wie ek nog nie by naam ken nie, hier is gegroet, halleluja, praise God. Dan wil ek net jezelf een handenklap gee, nummer 1, wat die mooi is. Yes. Kijk, en die was in die jaren. Hoe voel het dan so hot mens te zijn? Halleluja. Maak my Here ons sien, my broers, van die Here, baie dankie, julle is gegroet, amen. Ek gaan net vinnig afloop en van my gaan, dan sê ek weer, as het recht die man is, die thema van die man van die Here ons gee is, bly by die Spirit, amen. Eerste Koning 17, die woord van die Here sê, dat die woord van die Here kom tot die profeet Elia, die Here sê vir hom, gaan af na die springkrit, en Engels sê, go to the brook Cherit, which is by Jordan, sê die woord van die Here, amen. Ek wil gewoon praat oor wat die spruit vir ons beteken profeties. What is the prophetic implications of this brook? Halleluja. Wat stel dat voor in die gees? Nommer 1, dat hierdie spruit voorstel as divine provision. Halleluja. Dat die man sê, God is going to provide for you. God is going to provide. Halleluja. Ek sê die Here gaan van iemand voorsien in hierdie huis. God gaan jou voorsien. En wat is dat as ek dit van straat af en ek het dit nie? Wat is dat? Wat is dat sê die Here gaan van jou voorsien? Dat die man sê, divine provision is on his way. Amen. Wat die spreek ook voorstel, die Bijbel sê, die Here sê die profeet, I'm going to command the ravens to bring you meat. Wat is die raven in Afrikaans nog weer? Die kraai. Wat stel die kraai voor? Nommer 1, die kraai stel een selfsugtige gees voor. Want as jy gaan lees in Genesis, dan sou jy sien dat die woord van die Here sê, na die reën toe die water gaan sak. Dus Noach onseker of hy die ark kon kom. Hy is onseker oor die water wat gaan leer. En die Bijbel sê, Noach vat 'n kraai, hy stuur die kraai uit, en die kraai kom nooit weer terug nie. Hoekom? Die kraai is 'n selfsugtige gees. Toe die kraai uit die ark gaan, toe gaan kry 'n paar vleisies, toe bly hy net, halleluja, nou watch this. Ek sê die Here gaan vir jou voorsiening maak deur mense wat selfsugtig is. Halleluja. Hulle gaan nie weer hoekom gee met jou dinge nie. Hulle gaan nie weer hoekom gee met jou geld nie. Dat is die hand van die Here. Want hulle sal raak om voorsiening vir jou te maak. Dat iemand ek sê nie, sê help is on the way. Ek sê die Here gaan jou help, my broer. Die Here gaan jou help, my sister. Hy synige oompie, hy synige auntie, hy synige broer. God gaan jou help. Halleluja. Dit maak klaar. Nou sê die woord van die Here, wat die kraai ook beteken is, die kraai is 'n gees van dood en verlies. 'n Kraai kry mense enige plek, jy kry 'n kraai langs die pad, daar waar die grondvleise is. As dat oor 'n dier gerig is, dan is die kraai, amen. So die kraai stel 'n gees van die dood en verlies, stel dit voor, amen. Allow my om 'n profeties te command en te declare aan die plek vandag, dat jy gaan nie voor jou tyd sterwe nie. Kijk het even, sê even! Sê men like me, don't die in a hurry. Misschien dat jy jou poeders op my naam uitgedeem, hoor, ek sê die Here, ek gaan nie nou dood nie. Ek sê die Here God breek hy gees van die dood. Die Here God breek hy gees van verlies. Ek gaan nie nou dood nie. Dat iemand dan sê my
Nigeria. En hulle gee vir Archbishop in. En hulle gee vir die ou man poison en sê my moet dood. Amen. Geen poison in. En na 7 ure wag hulle die ou man dood neerkap en val. En die ou man sê vir die ou man vra hulle, "Wag julle vir my om te sterwe? Wag julle vir my om te sterwe?" En die ou man antwoord die ou man sê vir hulle, "Men like me don't die in a hurry." Dat jou neighbor sê, "Neighbor, jy maak jou laat as jy wag vir my dood. Neighbor, jy maak jou laat as jy wag vir my om dood neer te gaan." Ek sê dat die Here God breek hy gees van die dood. Die Here breek hy gees van verlies. Dink jy maar langs nie? Sê ek gaan nie nou nie, ek gaan nie nou nie, ek gaan nie nou nie. Nog lang lewe. Halleluja. Nou maak ek over Heilig klaar. Prys God se naam. So die woord van die Here sê, moet ek praat ook nog. So die woord van die Here sê, die profeet kom met die spreekkruk, Sherrit in Engels. Die woordjie kruk beteken to cut off. Dit iemand as hy sê, it's time to cut off. Die Here praat met jou suster, hy sê, is tyd gewoon vir jou om af te sny. Daar sekere mense wat nie jou lewe mee kan deel nie. Die Here sê, is tyd om af te sny. Is tyd om af te sny. Ek sê die Here God gaan mense in jou lewe nie verwyder. Dat jy gaan skrik en vra, ja, die Here gaan dit verwyder. Halleluja. Want die Here het ingestap en conversation wat jy nie gehoor het nie. Jy dink die mense is vir jou. Jy dink die vriende is vir jou. Al hoor wat sê die Here en jou gebring by jou seisoen om af te sny. Dink jy my langs nie? Sê hou op aan. Die Here sê dis tyd om af te sny. Dink jy my langs nie? Sê it's season, it is the season of cutting off. It is the season of cutting off. God will cut certain people out of your life. Die Bybel sê Abraham het heel dit in lot geloop. En hy gesit om God se stem te hoor. Die naam Lot beteken 'n wy, 'n sleier oor sy gesig. Maar die woord van die Here sê in Genesis 13, toe Lot van hom af weg is, die Bybel sê toe praat die Here met Abraham, toe Lot van hom af geskei het. Halleluja. Sommige van julle kan nie die stem van die Here meer hoor nie, want jy loop met mense wat 'n sleier is. Jy kan nie die stem van die Here meer hoor nie, want jy loop met die verkeerde dinge. Jy kan nie die stem van die Here meer gevaar nie, want jy loop met die verkeerde mense. Nou hoor wat sê die Here, God die Here het gestuur om u te laat verstaan, that it's about time that you cut them off. Dan iemand sê sy neighbor, it is not personal, is nie persoonlik nie, sê die Here verwyder. Ek is klaar met Jordan. Die Bybel sê hierdie spreek is met die Jordaanrivier. Amen. Laaste bietjie agtergrond en maak my broer. Ek beloof. Amen. Die man van die Here sê van klaar. Die Bybel sê hierdie spreek was by Jordan. Jordan beteken descender. Dit beteken hy wat afgaan. Hy wat afgaan. Amen. Een van die ander redes om die Here u gaan afsny van sekere mense af, is wat hulle gaan agteruit in die lewe. Hulle is besig om agteruit te gaan. Amen. Iemand net die hand op sê, Lord, separate me from everyone that's going backwards. Ek sê die Here gaan die mense in jou lewe daar wat jou terugvat. God gaan die mense in jou lewe verwyder wat jy jou seëninge spreek. Die Here kom verwyder hulle. Maar weet jy wat is dit? Die Bybel sê julle is die lig van die wêreld. Sê die Bybel, die woord lig daar in die Griek is photizo. Photizo is nie this little light of mine nie. Photizo beteken stadium light. As dit this little light of mine is stadium light. Die Bybel sê julle is 'n stad wat op 'n berg geplaas is, wat nie weggesteek word nie. So die droom wat die Here vir jou het, is 'n global droom. Die visie wat die Here vir jou het, is te groot. Halleluja. Dis hoekom hulle kan jou nie verstaan nie. Dis hoekom hulle kan jou nie hanteer nie. Want jy dra iets groot. Hy het 'n groot droom. Hy het 'n